Gemeentevriende, daar staan geskrywe, wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is oral by jou, waar jy gaan. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Verlosser en van die Heilige Gees. Amen. Wees vooral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan. Thank you.
soos die wet vir ons opgeskryf is in Josua 1. Ons het ook nou natuurlik ons lied, ons skuld en ons sonde voor die Here bely. Mag ons nou ook deur die Gees se bystand en se hulp werklik elke dag lewe volgens die wil van die Here. Kom ons bid en kom ons vra vir God om ons hier by te staan. Ons bid terwyl ons so saam bly sit. Grote God, ons Vader, ons dankie, ons loof en ons prys U. Ons weet U vergifnis, U goeie guns, U genade vir ons is groot. Ja, Here, dit is so groot dat dit ons verstand geheel en al ten bowe gaan. As ons kyk na U en U hart vir ons, kan ons nie klein kry of verstaan. Want ons besef ons skuld, ons sonde, ons ongeloof, ons twyfel is net so groot. Maar tog, wonder bo wonder, kan ons die Vader noem. En kan ons leef in die wete dat ons in Jesus Christus die kinders is. Ja, in Christus se koms, in sy lewe, sy sterwe en ook in sy opstanding, kan ons 'n nuwe verhouding met U leef. Kan ons sê, ons is kinders van die Here. Ons val en struikel in die geloof. Dis waar, o groot God. Maar wanneer ons val en struikel, mag ons ook vandag weer, soos in ook elke dag, 'n keuse maak vir U. Mag ons ook, soos Josua bely, wat my betref, en my familie, ons dien, die Here. Vandag bid ons, groot God, nie net vir ons gemeente, ons lidmate nie, maar ons bid ook vir ons land en vir die wêreld. 'n Land en 'n wêreld wat gebuk gaan oor soveel dinge wat verkeerd is. Nie net siekte nie, maar Here, geweld en misdaad, bedrog en korrupsie. Ons kyk na hierdie wêreld en ons vra vir onsself af, waar sal ons hulp vandaan kom? Maar terselfdertyd kan ons bely, ons hulp kom van U af, die een wat hemel en aarde geskaap het. Dit bid ons, goeie God, vandag deur die Heilige Gees. Dit bid ons vandag slegs in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons God. Amen. Gemeente, vriende, broers en susters, soos u goed weet, is ons besig met 'n preekreeks wat handel oor die 50 mees invloedryke karakters van die Bybel. Vandag kyk ons spesifiek na Josua, die opvolger van Moses. Wil ons egter die verhaal van Josua ten volle verstaan, is dit vir ons nodig om na sy konteks, sy agtergrond te kyk. Ons moet kyk wat die opbou en die geskiedenis is van die boek Josua. Indien ons nie werklik waar hierdie konteks en agtergrond begryp nie, kan ons uiteindelik die toespraak verstaan wat Josua lewer aan die einde van sy lewe. Om hierdie vraag te beantwoord, moet ons begin by die begin. Abraham is geroep deur God. Daarvan lees ons reeds in Genesis 12. En vanuit Abraham en sy gesin ontstaan die familie of die volk Israel. Hierdie volk Israel beland uiteindelik in Egipte nie waar hulle dan slawe gemaak word. As slawe ervaar natuurlik ongelooflike swaar kry en ellende. Dink maar net aan die kindermoord wat in Egipte afspeel. Maar net soos in die geval van Abraham, kies God weer vir hom 'n profeet met die naam Moses. En Moses lei dan uiteindelik hierdie volk uit die plek van slawerny uit. En hier beland hulle in die wildernis,
voor die berg Sinaï. Daar ontvang hulle die 10 gebooie. Daar sluit God met hulle verbond. Ek sal God wees vir julle, 'n vader vir julle wees, maar dan moet julle getrou my kinders wees. Julle moet 'n volk vir die Here word. So trek hulle verder met Moses as 'n leier en hierdie volk wat alklaand agterna loop. Die boek Josua tel hierdie verhaal op, net daar waar hulle die beloofde land gaan inbeweeg. Hulle staan oorkant die rivier van die Jordaan en hulle sien die stad Jerigo verder. Hulle is net op die drempel van hierdie belofte van 'n toekoms wat die Here vir hulle gegee het. Net hier, vriende, Josua 1 word hierdie as aflosstokkie as ware oorhandig van Moses na Josua. Ons lees van Moses se sterwe in Josua 1 en ons lees dat Josua hierdie kleed van Moses oorneem. En in sekere sin 'n profeet, 'n leier van die Here word soos Moses. Hiervan lees ons in Josua 1 tot met Josua 5. Vanaf Josua 6 tot met Josua 12 lees ons van hoe hierdie volk onder die leiding van Josua fisies die beloofde land aan die hand van verskeie veldslae, gevegte inneem. Julle ken natuurlik die verhaal van die val van Jerigo. Hiervan lees ons in hierdie stuk van Josua. Vir 6 dae loop Israel, die volk, om die stad Jerigo en hulle speel musiek. Die ark van die Here word gedra deur die priesters aan die punt van hierdie optog. En op die 7de dag moet die priesters hulle trompette en horings blaas. En die mure van Jerigo tuimel ineen. Net daarna lees ons van nog 'n veldslag, een waarvan ons definitief minder weet. Hier probeer die volk van Israel op hulle eie stoel die oorwinning behaal en hulle word geheel en al oorweldig. Hulle word verslaan. Duidelik wil hierdie gedeelte van Josua vir ons vertel. Indien jy wil sukses behaal, moet jy vertrou op die Here. Indien jy die oorwinning behaal, moet jy vashou aan die trou en beloftes wat God aan jou gemaak het. Die oorkoepelende boodskap van Josua is so eenvoudig. Dit is nie Israel wat die oorwinning behaal nie. Dit is God wat die oorwinning behaal. Israel, die volk, is slegs toeskouers. Dis kan amper 'n sportwedstryd sien. Dis God teen die Kanaaniete. Israel sit op die paviljoene en kyk hoe die Here die oorwinning behaal namens hulle. In die res van hierdie gedeelte van Josua lees ons van verskeie verdere veldslae. En miskien sal u by jouself dink, maar wat is die plek van hierdie geweld, hierdie oorlogsvoering in die Bybel? Ons lees byvoorbeeld van die verskriklikste dinge wat Israel hier doen. En dit lyk vir ons asof dit gedoen word aan die hand van die opdrag van God. Wat en hoe moet ons die geweld begryp en verstaan? Ons is immers gelowiges wat liefde en vrede nastreef. Hoe moet ons hierdie geweld beskou en aanskou? Nou vriende, ons moet vinnig en gou vir mekaar sê dat dit 'n oomblik in Israel se geskiedenis is. Hulle is nie altyd gewelddadig. Daar was ook tye gewees wanneer hulle tog 'n seën was vir die groter Israel en die groter wêreld van daardie tyd. Terselfdertyd ons weet dat hierdie Kanaaniete verskriklike slegte dinge gedoen het. Onder andere het hulle van hulle eie kinders opgeoffer vir die gode. En Israel word as ware geskets as die persone wat die oordeel van God oor die Kanaaniete vel. Daar is ook 'n derde rede, vriende, hoekom ons vertel word van hierdie verskriklike geweld.
Die skrywer wil vir ons sê dat die oorwinning volkome was. Dat God dit namens Israel gedoen het. Maar terselfdertyd maak hierdie skrywer gebruik van hiperbool of oordrywing. Die kinders van hierdie stede is nie fisies doodgemaak. Dit word vir ons so geskets dat ons moet verstaan dat Israel volledig in die hand van God se krag en mag die oorwinning behaal het. Dan volg die volgende deel, die derde deel van Josua, hoofstuk 13 tot met hoofstuk 22. En dit is, verskoon my maar, ongelooflike vervelige deel van die Bybel. Dit is soos om mekaar te lees wat geen prentjies in het nie. Dit vertel vir ons hoe Josua, nou al veel ouer, hierdie beloofde land opdeel en aan die verskillende stamme van Israel gee. Maar ook hierin is 'n kragtige boodskap opgesluit. Onthou, in die verlede het God gesê, ek sal vir julle 'n beloofde land gee, maar dit was slegs ver in die toekoms. Dit was slegs 'n belofte gewees. Maar in hierdie fisiese opdeel van die land word hierdie belofte van God bewaarheid. God is getrou aan sy woord. God kom sy beloftes na. Dan vriende, volg die laaste deel van die boek Josua. Hoofstuk 23, hoofstuk 24. Josua is al reeds 'n ou man, hy is as ware op sy sterfbed, en dan lewer hy 'n toespraak waarvan ons vandag gaan lees. Om hierdie toespraak te verstaan, moet ons die opbou tot en met hierdie toespraak begryp. Wat is die konteks? Wat is die omstandighede? Hoekom lewer hy hierdie kragtige woorde? Dis woorde wat bedoel is vir Israel, maar vriende, dis ook woorde wat bedoel is vir jou en vir my. Ons lees Josua 24 saam van vers 1 tot en met vers 15 en vriende, julle sal sien, hierdie teksgedeelte lees ons saam vanuit die heel nuutste vertaling. Die Bybel, wat sê dit? Dit is die Bybel 2020 vertaling. En dit is natuurlik 'n direkte vertaling direk uit die Hebreëus. Josua het al die stamme van Israel in Sichem byeen laat kom. Hy het die oudstes van Israel, hulle hoofde, hulle regters en opsieners opgeroep en hulle het in die teenwoordigheid van God gaan staan. Josua sê toe vir julle volk, so sê die Here, die God van Israel, ander kan die rivier het julle voorvaders in die verre verlede gewoon. Terah, die vader van Abraham en Nahor, en hulle het ander gode gedien. Maar ek het julle voorvader Abraham van ander kan die rivier, dis in die Jordaan rivier, afgeneem en hom deur die hele land Kanaan laat trek. Ek het sy nageslag vermeerder, ek het aan hom Isak gegee, en aan Isak het ek Jakob en Esau gegee. Ek het vir Esau die berg van Seir gegee, om dit in besit te neem, maar Jakob en sy seuns het afgetrek na Egipte. Ek het Moses en Aaron gestuur, en ek het Egipte met plaag getref, soos wat ek gedoen het, en daarna het ek julle laat wegtrek. Ek het julle voorvaders uit Egipte laat wegtrek, en julle het by die see aangekom. Die Egiptenare het julle voorvaders met strydwaans en bemanning agtervolg, tot by die Rietsee. Hulle het na die Here om hulp geroep, en hy het dit donker laat word, tussen julle en die Egiptenare. Hy het die see oor hulle laat kom, en dit het hulle bedek. Julle het met julle eie oë gesien, wat ek in Egipte gedoen het. Daarna het julle vir 'n lang tyd in die woestyn gebly, en toe ek julle ingebring in die land van die Amoriete, wat oorkant die Jordaan gewoon het. Hulle het teen julle geveg, maar ek het hulle in julle hand gegee, sodat julle hulle land in besit geneem het. Ek het hulle voor julle verdelg. Toe het Balak seun van Zippor, die koning van Moab, gereed gemaak en teen Israel geveg. Hy het Biljam seun van Beor ontbied om julle te vervloek. Ek wou egter nie na Biljam luister nie, en hy het julle toe net geseën.
So het ek julle uit sy hand gered. Julle toe die Jordaan oorgesteek en by Jerigo aangekom. Die burgers van Jerigo, die Amoriete, die Ferisiete, die Kanaaniete, die Hetiete, die Girgasiete, die Jewiete en Jebusiete het teen julle oorlog gemaak. Maar ek het hulle in julle hand gegee. Ek het 'n vlaag paniek voor julle uitgestuur en dit het hulle die 2 konings van Amoriete voor julle uitgedryf. Dit was nie deur julle swaarde en boë nie. Ek het vir julle 'n land gegee waarvoor julle nie gewerk het nie, dorpe wat julle nie gebou het nie, waar julle woon, en wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie, maar waarvan julle eet. Daarom dan julle moet ontzag hê vir die Here. Dien hom met opregtheid en getrouheid. Verwyder die gode wat julle voorvaders ander kant die rivier en in Egipte gedien het. En dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies julle dan vandag wie julle wil dien. Of die gode ander kant die rivier wat julle voorvaders gedien het, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Ons lees dit al so vir broeders en susters, mag die Here ons lei in hierdie prediking. Gemeente vriende, hierdie toespraak wat Joshua lewer, is baie soortgelyk aan die laaste woorde van Moses voor sy afsterwe. En hier baie duidelik sien ons hoe Joshua hierdie volk van Israel herinner aan die magtige wonders en dade wat die Here vir hulle gedoen het. God was keer op keer goedhartig teenoor hulle. Keer op keer het God liefde aan hulle getoon. Hy het vir hulle vanuit Egipte gelei, die beloofde land in. Hy het vir hulle oorwinning op oorwinning gegee, selfs wanneer hulle soms op hulself staat gemaak het. Hierdie God van Israel het vir hulle stede gegee wat hulle self nie gebou het nie, waar hulle woon. Hierdie God het vir hulle wingerde en boorde gegee waarvan hulle eet, wat hulle nie self geplant het nie. God het gawes op gawes vir hulle gegee. Baie belangrik, vriende, God gee vir hulle hierdie liefde en trou, hierdie gawes vanuit sy hand, sonder dat die volk Israel dit enigsins verdien. Kyk ons na 'n verhaal vanuit Egipte tot hier in die land Kanaan. Sien ons keer op keer hoe ontrou die volk Israel is. Keer op keer aanbid hulle vals gode. Keer op keer maak hulle vir hulle self beelde wat hulle eerder bo God plaas as om God self te aanbid. Hulle maak hulle skuldig aan liefdeloosheid, aan geweld. Hulle is onvergewensgesind teenoor mekaar. Herhaaldelik wil hierdie volk Israel, wat nou tot vryheid gelei is deur Joshua, terugtrek na Egipte toe en weer slawe kon word. Waarom daar ten minste het hulle vleis om van te eet. Ten spyte van hierdie absolute ondankbaarheid, hierdie ontrouheid, hierdie liefdeloosheid van Israel, bly God getrou teenoor die volk Israel. Bly hy 'n God wat omgee, 'n God wat gee, 'n God wat vergewe, 'n God wat weer opnuut met hulle begin, 'n God wat keer op keer tweede kansse aan Israel gee. Eksodus 34, ek gaan lees maar, dit is 'n aangrypende teksgedeelte, skets iets van God se hart. En daarom vanuit hierdie vaderhart tree God op so 'n kosbare wyse op teenoor Israel. Eksodus 34 sê, omdat die God van Israel barmhartig en genadig is, lankmoedig en vol liefde en trou is, gee hy al hierdie dinge
aan Israel onverdiend. Dis nie omdat Israel so goed of mooi is nie. Dis nie omdat hulle so slim of getrou is nie. Nee, God gee aan hulle hierdie dinge onverdiend, omdat dit deel is van wie God is. Dis sy karakter, dit is sy hart, dit is sy persoonlikheid. Dit is sy persoonlikheid om liefdevol en genadig te wees, lankmoedig en barmhartig. Daarom kry Israel al hierdie dinge onverdiend. En juis hierom, vriende, sê Josua nou vir hulle, julle wat al hierdie kosbare dinge ontvang het, julle wat al hierdie wonderwerke beleef het, kies nou, maak julle vandag nou die besluit, sê nou vir wie julle gaan aanbid. Gaan julle getrou wees teenoor God, of gaan julle die afgode dien, ander kant die Jordaanrivier, die afgode wat julle voorvaders in Egipte gedien het. Gaan julle die afgode dien, by die Amorite dien, hier in Kanaan? Of gaan julle die volk van Israel getrou wees aan God, julle Vader? Kies vandag. En onthou, hierdie keuse wat julle vandag maak, het 'n impak op julle toekoms. Josua sê vir hulle eintlik 'n implikasie. Indien julle die regte besluit neem en vir God kies, moet julle weet dat God se goeie guns met julle sal wees in die toekoms. Maar indien julle teen God kies, moet julle dieselfde straf en dieselfde lot verwag as die Kanaaniete wie julle sopas verslaan het. Kies vandag. Wat 'n besluit maak julle? Kies julle vir God of kies julle die afgode van hierdie wêreld? En dan sê Josua, so pragtig, so kragtig, wat ook al julle kies, wat my en my familie betref, ek kies die Here. Josua is so diep getref deur die wonderwerke, die goedheid, die liefde en trou van God, dat hy as ware nie 'n ander keuse kan maak. Hy en sy familie sal die Here dien. Met hierdie woorde, hierdie belydenis, as ware sy laaste woorde, kan Josua sy laaste asem uitblaas en rustig sterf. Hierdie toespraak, vriende, hierdie keuse wat Josua aan die volk stel, is 'n toespraak en 'n keuse wat hy nie net aan hulle maak nie, maar dit is woorde wat net so van toepassing is op jou en my, hier en nou. Hier is 'n kragtige boodskap, vriende, vir ons hierin opgesluit, wat ons nie kan ignoreer. Soos Israel het ons ook wonder op wonder op wonder beleef. Soos Israel het ons ook die goedheid en die trou van ons Vader persoonlik ervaar en beleef. Ons sien dit in die feit dat ons leef, dat ons kinders sien, dat ons ouers sien, dat ons 'n dak oor ons kop het, dat ons brood het op die tafel. Ons sien God se goedheid en trou in die feit dat ons 'n inkomste het. Dat ons kan voorsien vir die mense om ons. Ons sien God se goedheid en trou in die feit dat ons geliefdes het wat vir ons omgee en vir ons sorg. Nog meer, vriende, ons sien God se goedheid en sy trou in Christus. In Christus se geboorte, sy koms, sy lyding, sy sterwe en sy opstanding, en in hierdie gebeurtenis om Christus sien ons iets van die hart van God, waarvan ons in Eksodus 34 gelees het. Hierdie God en Vader is getrou. Hy is genadig, hy is liefdevol, hy vat lank om kwaad te word, en hy kom sy woord na.
ons ontvang al hierdie geskenke uit die hand van die Here. Ons beleef elke dag hierdie wonderwerke onverdiend. Wie van ons kan sê, ek is sonder sonde? Wie van ons kan sê, ek is sonder skuld? Elkeen van ons struikel en val in die geloof. Elkeen van ons maak God se hart seer. Nie een van ons verdien hierdie gawes, hierdie wonderwerke. Nie een van ons verdien die lewe in Christus. Maar tog gee God dit vir jou en my, sonder dat ons vra, sonder dat ons dit kan verwerf, sonder dat ons dit verdien. God gee dit aan ons, nie omdat ons so mooi of spesiaal is nie, maar omdat dit deel is van wie God is. Dis God se hart. Dis God se hart wat 'n liefdevolle Vader hart is vir jou en my. En omdat God op die wyse vir ons voel, is sy hand keer op keer ook vir ons. Kry ons keer op keer nog 'n kans, 'n tweede en 'n derde kans tot 'n alle ewigheid. Indien ons dit alles in gedagte neem, vriende, moet ons vandag, soos die volk Israel, dieselfde keuse maak. Soos in die geval van Israel, word ons voor dieselfde keuse gestel. Wat kies jy? Met dit alles in gedagte, kies jy om getrou te wees teenoor God, of kies jy vandag om getrou te wees teenoor jouself en die afgode wat jy aanbid? Kies jy vandag om die Here te dien, omdat hierdie Here getrou is teenoor jou, of kies jy vandag om jouself en jou eie belange te dien? Wat is jou besluit, vriende? Wat kies jy? Sê jy ja vir God, sê jy nee vir God? En weet net, soos in die geval van Israel, wat jy ook al vandag kies, jou besluit het gevolge, het reperkusies vir die toekoms. Kies jy vir die Here, kies jy vir die lewe, kies jy vir jouself, kies jy die dood. Wat kies jy? Sê jy vandag ja vir God, sê jy vandag nee vir God? Dit is nie 'n besluit en 'n keuse wat ons vandag moet maak nie, maar dit is 'n besluit en 'n keuse wat ons elke dag moet maak. Elke dag moet ons vir God kies teen onsself. Elke dag moet ons vir God kies teenoor die sondige wêreld. Mag die Gees ons vandag in hierdie keuse bystaan. Mag ons ook soos Josua vandag sê, wat my en my familie betref, ek en ons familie dien die Here. Hierdie besluit, vriende, hierdie keuse wat ons maak vir God, moet ook natuurlik sigbaar word in die wyse hoe ons dit uitleef. Dit help nie ek en jy vandag sê ja vir die Here, maar môre vloek ons die ou in die verkeerde. Dit help nie ons kom vandag tot inkeer en sê ja vir God, maar Dinsdag doen ons die ou die werk in nie. Dit help nie ons sê vandag ja vir God nie, maar Woensdag is ons ontrou teenoor my man of vrou. Dit help nie ek kom tot inkeer en sê ja vir God vandag, maar Donderdag en Vrydag beskou nie my kinders volgens waarde nie. Hierdie keuse is net waarlik en 'n egte keuse wanneer dit ook in uitvoering gebring word. Hierdie ja vir God is slegs 'n ja vir die Here wat van waarde is, indien ons met integriteit leef. Hoe baie keer
sê ons nie Sondag ja vir Christus nie, maar in die week verloor ons die Here. Vriende, dis ons taak en ons verantwoordelikheid om nie net vandag te kies vir God nie, maar ook om hierdie keuse op so 'n wyse uit te leef, dat wanneer mense dit sien en aanskou, hulle nie anders kan om dieselfde keuse te maak nie. Ons kan nie mense dwing om vir die Here te dien nie. Josua het nie vir die volk gesê, julle moet vir God kies nie. Die enigste wyse hoe Josua die mense kon inspireer om vir die Here te kies, is in die wyse hoe hy die keuse vir God uitgeleef het. Mag ons ook vandag besef wat ons verantwoordelikheid is. Kom ons leef op so 'n wyse dat ons keuse vir God sigbaar word vir die wêreld daar buite. En mag die Gees wat in elkeen van ons harte leef, hierdie mense inspireer om ook vir God te kies. So groei ons God se koninkryk. So groei ons God se kerk. So verkondig ons die evangelie aan die wêreld daar buite, wie God nie ken. Mag die Here, vriende, ons hierin bystaan en ondersteun. Mag ons vandag en môre en elke dag vir God kies. Mag hierdie keuse een wees van integriteit, van waarheid. Amen. Vriende gemeente, ek gaan vir ons 'n oomblik of 2 gee vir stil gebed, soos Roan vorentoe beweeg. En dan, vriende, gaan ek voortgaan met diens deur die geloofsbelijdenis van ons woord. Kom ons word voor 'n oomblik of 2 stil en dink op hierdie woord. Amen. Gemeente, ek gaan nou terwyl ons so bly sit vir ons die geloofsbelijdenis voorhang. Jy kan soos sit, daarna luister, en direk nadat ons geluister het na die geloofsbelijdenis, antwoord ons op vandag se prediking en teksgedeelte by die sing van ons slotsang, die Onse Vader, die 266. Ons sing dan hierdie onaangekondig maar staande, waarna jy bly staan vir die uitspreek van die seëngroet, as ook ons wegsendingslied, Vonklied 38. Kom ons bely hom in ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en julle vrede gee. Amen. World.